Asai, nou goeiemôre. Baie welkom van my kant af. My naam is Steve. As jy dit weet, dan kuier jy by ons en vir my lekker om jou hierso te hê. As jy vir die eerste keer by ons is, dan welkom. Welkom. Ons begin vandag met hierdie reeks wat ons noem Groter Liefde. En hierdie naam van die reeks kom uit hierdie vers uit Johannes 15 vers 13, wat sê niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê, of niemand het groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. Nou dalk miskien vanoggend skakel jy in en ek wil vir jou sê baie welkom. Ek hoop dat jy 'n koppie koffie in die hand het. En van julle is vanoggend hierso vir die eerste keer en ek wil vir jou sê baie welkom. Jy's genooi en my hart en my droom en my gebed is dat ons almal sal groei in liefde. Dat die Here sal kom en dat hy met ons almal sal werk, dat die Here sal kom en dat ons aan die einde van hierdie volgende 6 weke sal weet hoe dit lyk om waarlik lief te hê. Maar nie net dat ons sal weet hoe ware liefde lyk nie, maar dat ons ware liefde sal wees. Dat ons ware liefde sal uitleef. Nou ek weet nie van jou nie, maar dalk miskien sal jy saam met my stem dat die wêreld is redelik de mekaar, nê. Die wêreld is nogal de mekaar. Hy's nogal aan die gang, hy's nogal besig, nê. En dit voel vir my asof ons almal besig is om baie hard te werk om daai meritebalkie te kry, nê. Daai meritebalkie wat sê hy was besig. Sy was besig. Hulle was so besig, hulle kon nie eens oordentlik badkamer toe gegaan het nie. Nee, hulle moes hulle foon vat badkamer toe, want anders sou hulle nie deur die dag gekom het en gewerk gekom het nie. Ek weet nie van jou nie, maar dalk miskien het jy ook al aan die einde van 'n week gekom en dan is dit Vrydag en dan het jy gedink dit is Dinsdag. En dan het jy by jouself gedink, ek weet ek het baie gedoen, maar ek is nie heeltemal seker wat ek gedoen het nie en ek is ook nie seker of ek klaar gemaak het met dit wat ek moes gedoen het nie, nee, dit gebeur, ek weet nie of jy saam met my sal stem en of ek dalk die enigste een van dit is, dit voel soms asof ons op daai wielietjie is, nee, ons hardloop soos daai hamstertjie op die wielietjie, en dan klim ons af en ons is op dieselfde plek, dit is soos om op 'n spinfiets te wees, jy is moeg, maar jy is nog steeds op dieselfde plek, jy het nêrens uitgekom nie, en dan kom jy kerk toe, en dan praat daar 'n ou hier voor, en ja, hy klink slim, hy klink siek, maar slim, En soos wat hy besig is om te praat, dan kom die Here, en die Here is besig om so 'n paar goedjies in jou lewe aan te spreek en te druk, en is asof daar nog goedjies op die lys kom, van wat jy behoort te doen, en jy dink by jouself, maar waar gaan ek die tyd kry, hoe gaan ek hierdie goed ook nog begin doen? Ek wonder hoe sal ons lewens wees, as ons weer gefokus begin leef? Ek wonder hoe sal ons lewens wees, as ek en jy weer begin om gefokus te leef? Hoe sal ons gesondheid lyk? Hoe sal ons verhoudings lyk? Hoe sal jou geestelike lewe lyk, as jy weer begin om gefokus te leef? Daai bandjie wat sê, what would Jesus do? Nee, daai bandjie wat what would Jesus do? En dan dink ons, ja, ek wonder wat sou Jesus vandag gedoen het? Wat sou Jesus in hierdie tyd gedoen het waarin ons nou leef? Wat sou hy dan gedoen het? En die goeie nuus wat ek en jy kan weet, is dat ons hoef nie te wonder nie. Dis hoekom hy aarde toe gekom het, nê? Hy het aarde toe gekom om my en jou te red. Hy het aarde toe gekom om my en jou te red van ons sondes, nê? Maar meer as dit is hy het aarde toe gekom om vir my en jou te wys hoe om te lewe. Om vir my en jou te wys hoe ons daai lewe in oorvloed waarna ons almal smag, daai lewe van purpose waarna ons almal smag, hoe ons dit actually kan kry. Jy sien, want toe Jesus in sy bediening ingetree het, toe hy aarde toe gekom het, was dit nie maanskyn en rose nie. Hy het in 'n donker en in 'n moeilike tyd ingetree. Hy het gekom toe dit ook besig was en ook te mekaar was en ook nie lekker was altyd nie. Daar was hierdie skrifgeleerders en hierdie fariseërs en wat hulle gedoen het is hulle het die 10 gebooie, die 10 reëls wat God gegee het waar volgens 'n mens behoort te leef. Hulle het so 'n paar reëls bygeskryf. Hulle het gegaan en gesê, okay, as jy nie hierdie 10 nakom nie, dan het hulle so 'n paar reëls bygeskryf, en as jy hierdie verkeerd gedoen het, dan kan jy dit doen om dit reg te maak, maar as jy dit gedoen het om dit reg te maak, maar jy het dit nie reg gedoen nie, dan moet jy hierdie doen om dit wat jy hier gedoen het, omdat jy daai verkeerd gedoen het. So hulle het 'n paar reëls bygesit. Nie te veel nie, net so 613.
En die probleem met dit alles is ewe skielik was hierdie argumente. Want vir elke ding wat daar gesê word, was daar 'n teenargument en dan was daar weer hier en niemand het saamgestem nie en ewe skielik het almal begin sukkel om te weet waarop behoort hulle te fokus. En dan kom hulle en Jesus is hierdie rabbi en hy's besig om te beweeg en ons meer en meer mense wat besig is om na hom te luister en om te volg en te probeer uitvind wat die lewe regtig oor gaan. En dan kom hierdie skrifgeleerdes en hierdie fariseërs en hierdie wetskenners en hulle probeer om Jesus uit te vang. Hulle vra die hele tyd, maar ek weet nie of dit al met jou gebeur het nie. Jy weet mos partykeer, iemand vra jou 'n vraag, maar jy weet, hierdie enetjie. Daar's altyd iets agter die vraag, Nee, soms gebeur dit, en hulle kom en hulle vra Jesus, want hulle wil hom aankla. Jy sien, in vandag se terme, hulle probeer iets kry, sodat hulle hom kan cancel. En dan wat gebeur is, hulle kom en hulle vra hom hierdie vraag, daar Matteus 22 vers 35, sê, en een van hulle, 'n deskundige op die wet, het hom toe met die volgende vraag probeer vastrek. Leermeester, vra hy, wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses? En Jesus het geantwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrikste. Jy sien, Jesus gaan, hy sê dis 'n coin, dis 'n coin. Aan die een kant is dit hierdie, maar aan die ander kant van die muntstuk is dit hierdie, die ewe belangrikste opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee gebooie. Wat Jesus eintlik doen is, toe hulle daai vraag vra, toe sê hy, lend me your ears. Luister gou hierso, boys and girls, maak gou so, vingertjie op die mond, maak jou oortjies oop, hoor gou hierso. Jy sien, julle dink dat al wat dit is dat Christendom of om Jesus, my te volg, om God te volg, om eendag in die koninkryk te kom, is julle moet blokkies stiek. Nee, jy moet kerk toe kom vir die groter liefde reeks, tik. Ons het lekker gesing, ek het my hande opgesteek, tik. Ek gaan die boekie lees, tik. Ek gaan maak as wat luister wat Steve sê, tik. Ek gaan groepie toe gaan, nie elke keer nie, dis belaglik, net so nou en dan, tik. Ek gaan selfs my tande borsel met praise and worship musiek aan. Tik. Jesus gaan, hy sê, as dit is wat jy dink van Christendom, as dit is wat jy dink, hoe dit is om God te dien, om God te volg, om vir hom te lewe, dan is dit boring. En jy gaan dit nie maak nie, want dit is nie wat dit is nie. Dis nie hoe dit is nie. Dit is nie wat die wet van jou vra nie. Dit is nie hoe dit gaan nie. Dit gaan oor meer as dit. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Die boodskap sê, jy moet die Here jou God lief hê met alles wat jy is en het. Alles wat jy is. Jy kan niks weghou nie. Alles wat jy het, jy kan niks weghou nie. Dit is die heel eerste en belangrikste opdrag wat Jesus probeer kom sê vir my en vir jou en vir die mense wat luister. As hy kom, hy sê vertikaal. Jy sien, om God se koninkryk eendag te hê, is dat ek en jy in 'n verhouding met God begin staan. Dis waar alles begin. Dit begin met 'n vertikale liefdesverhouding met God. Nie boksiestiek nie. Nee. Nie, 'n genie in die bottle geloof van, ek het hierdie groot deal wat hierdie week opkom. Here, asseblief laat dit deurkom. U weet hoeveel goeie goed ek wil doen vir u. Nee, Here, my vrou is so kwaad vir my, ek dink sy gaan my skei, asseblief, u moet nou kom, u moet nou kom red, u moet nou haar kom verander. Dit is ons bid, dit is 'n genie in die bottle geloof. Nee, Jesus kom, hy sê nee, dit is 'n ander tipe verhouding, dit is 'n ander tipe liefde. Hy sê, dit is daar waar God die middelpunt is. Die middelpunt. En alles anders val daarby in. Maar dan gaan hy en sê, maar die tweede, ewe belangrikste opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos
jouself. Jy sien, ek kan nie sê ek is lief vir God en nie lief wees vir mense nie. Dis eintlik wat Jesus hierso sê. As hy sê, as ek en jy sê dat ek het God lief met my hele hart, met my hele siel, met my hele verstand, met alles wat ek is en het, dan sal dit uitspeel horisontaal. Dit sal uitspeel hoe ek my naaste liefhet. Dis twee kante van dieselfde muntstuk. Liefde vir God word gedemonstreer deur liefde vir my medemens, vir my naaste. En dan kom hy, en dan breek hy almal se breine met die volgende vers. Hy gaan, en al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee gebooie. Wat kom Jesus sê? Hy sê daai 613 reëls wat julle so pragtig uitgedink het. Ja, en die Torah, en al die profete, en die profesieë, en alles wat daar is, dit alles hang op hierdie twee gebooie. Alles hang van hierdie af. Christendom, Christusvolgelinge, dit hang hiervan af. As jy sê jy het God lief, dan gaan jy nie sy naam uitelik gebruik nie. As jy sê jy het God lief, dan gaan jy geen ander God bo hom hê nie. Niks anders te gaan belangriker in jou lewe wees as hy nie. Dis waar dit gaan begin. As jy sê dat jy het mense lief, dan gaan jy nie moor nie. Jy gaan nie steel nie. Jy gaan nie skinder nie. Jy gaan nie beledig nie. Jy gaan nie afbreek nie. Jy gaan nie lieg nie. As jy sê jy is lief vir God, dan gaan jy nie rebelleer teen hom nie. As jy sê jy is lief vir jou ouers, dan gaan jy nie rebelleer teen hulle nie. As jy sê jy is lief vir jou man en jou vrou, dan gaan jy hulle nie bedrieg en vir ander wil kyk en wil hê nie. En as jy nie liefde het en dit verstaan nie, dan het jy nog nie heeltemal oorgegee nie. Dis eintlik wat Jesus hierso kom sê. Hy kom en hy sê, om 'n Christen te wees is om Jesus te volg. En te doen soos wat hy gedoen het en te leef soos wat hy geleef het. Hy het hierdie unieke visie vir die wêreld. Hy het hierdie unieke visie vir my en vir jou. As ons vanoggend hierso sit en ons sê ons wil sy volgelinge wees, ons wil meer soos hy wees, dan het hy hierdie unieke visie vir my en vir jou. En later is hy weer so 'n bietjie in gesprek en hy besig met die mense te chat en hulle te probeer so ietsie leer van God. En dan daarso in Lukas 10 vers 25 tot 37 dan gebeur dit weer. Een van hierdie ouens, een van hierdie slimkoppe, nê, hulle kom en hulle wil Jesus weer eens uitvang. En dan lees ons, eendag het 'n wetskenner na vore gekom om Jesus te toets deur hom hierdie vraag te vra: Leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te ontvang? Nou besef gaga, in die eerste eeuse Joodse mense, was om die ewige lewe te ontvang, was eintlik om te sê dat, hoe kan ek deel wees van God se toekomstige koninkryk? Hoe kan ek 'n gereserveerde sitplek hê in God se toekomstige koninkryk? Daai koninkryk wat hy gaan kom vestig, daai koninkryk wat gaan kom wanneer die Messias kom, en hoe kan ek seker wees dat ek 'n sitplekkie daai, dat ek dit maak, dat ek kan gaan? Want deur al die reëls en alles wat aangegaan het, was hulle so bietjie onseker geweest. En Jesus weet, daar's iets agter hierdie vraag. Hy weet dis nie net 'n vraag nie. Hy weet, hier is ons weer, hier is my broer weer. Hy het al weer 'n plannetjie, hy probeer weer ietsie. En dan wat doen Jesus? Jesus gaan en hy antwoord hom met 'n vraag. Ek dink soms dan kom die Here en dan antwoord hy my en jou ook met vrae, nê? Wanneer ek en jy Bybel lees en jy 'n skrifgedeelte lees en dan eintlik moet jy hoor hoe die Here vir jou sê, so Annetjie, wat vir oggend staan vir jou in hierdie gedeelte uit? Hoekom dink jy staan daai vir jou uit? Wat dink jy wil ek vir jou vir oggend sê? Of wanneer jy 'n song luister en ewe skielik jy daar net iets gebeur met jou, jy hoendervleis kry, hoekom, wat wil God vir jou in daai liedjie sê?
Wat is sy hart vir jou? Wat wil hy hê moet jy weet? Of as jy ry en jy ongelukkig is, of daar's iets wat jou kwaad maak. En jy jou persoonlikheid verloor om te gaan en eintlik te hoor hoe die Here vir jou sê, "Ag, maar hoekom? Hoekom het jy nou so opgetree? Wat pla? Praat met my. Wat maak jou so ongelukkig? Hoekom voel jy so?" Jesus antwoord, hy sê, "Wat sê die wet van Moses?" Onthou hy het nou 'n bietjie vroeër oor Moses se wet gepraat. Hy sê, "Wat sê die wet van Moses? Wat lees jy daarin?" Die man het geantwoord, "Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, al jou krag en jou hele verstand. En jy moet jou medemens lief hê, soos jouself." Jy sien, hy kom. En nou antwoord hy Jesus, né? Hy weet wat Jesus al gesê het, so hy probeer om te kyk, is dit nog dieselfde? Wat gaan Jesus op dit alles sê? Hy sit eintlik so ietsie by. Hy sit so ietsie by, krag en verstand, hy sê, "Ja." En dan gaan Jesus en Jesus glimlag teen en hy sê, "Well done, R50 vir jou." Hy sê, "Jy's reg. Jy's reg, doen dit en jy sal lewe. Doen dit en jy sal lewe." En die ou is soos, "Maar, ken julle maar? Julle ken maar, ons is almal maars, né? Maar, die man wou homself regverdig en vra toe vir Jesus, "En wie is my medemens? Wie is my naaste? Wie is my naaste?" Né? Van die Bybelse tyd af is maar al 'n groot probleem eintlik gewees, né? Maar, want van die Bybelse tyd af kan mense hulle self al verregverdig. En ons is so lief om onsself te verregverdig. Hou vas aan jou stoel, broer en suster, vanmôre. Want ons is so lief om onsself te verregverdig, né? Ek kan optree soos wat ek wil, ek kan in die parkeerarea hier buite so ongeduldig wees soos wat ek wil, en so ongeskik wees soos wat ek wil, want maar hulle het voor my ingedruk, Steve. Maar hulle weet hulle moet links draai, nou wil daai ou regs draai. Iemand moet vir hom sê, ek is oneerlik op my belasting. Maar hulle gaan in anyway die geld net steel, so hoekom gaan ek vir hulle meer gee om te steel? Maar, ek betaal mense so min as moontlik, en ek vat soveel as moontlik vir my. Maar, dis nie my skuld dat hulle nie, en wat ook al jy in daai ding invul nie. Ek gaan nie nood aanspreek as ek dit sien nie, want hulle gaan mos dit maar net. Hulle het dit op hulle self gebring, ek het hard gewerk vir wat ek het. Ons almal wil so graag wys dat ons is okay. En dan kom maar steek sy kop uit. En dis wat hierdie ou doen, wat hy eintlik probeer doen, is hy probeer om uit te vind, wat is die minimum wat ek hoef te doen, wat is die minimum liefde, wat ek vir my broer, my naaste, en daai tyd, as hy gesê het naaste, was dit eintlik my Joodse broer, né? Hulle het nie aan ander mense gedink nie, hulle het net gedink aan hulle vriende, die mense wat soos hulle is. Wat is die minste wat ek hoef te doen vir hom? Sodat ek 'n plekjie in die koninkryk kan verseker. Wat is dit wat ek behoort te doen, die minimum? Want hy het nie net gehoop dat Jesus gaan iets sê, en dan gaan hy kan gaan en sê, boksie is getik, ek het dit so, die koninkryk is myne, ek is okay daarmee. En die eintlike vraag is nie, wie is my naaste nie? Die eintlike vraag wat Jesus wou gehad het, hulle moes verstaan is, hoe lyk en hoe tree naaste liefde op? Hoe lyk Jesus se naaste liefde? En dan gaan Jesus aan, en hy begin om hulle te vertel van wie is jou naaste. En hy vertel hierdie storie van 'n Joodse man wat op reis was van Jerusalem na Jerigo toe. En hy word oorval deur rowers, en hy word geslaan, en hy word kaal uitgetrek, en hy word gelos om dood te gaan net daar.
En dan kom daar 'n Joodse priester en hy stap en hy sing dit, maar hy stap aan die ander kant van die pad verby. Jy kan dit gaan lees verder daarso in Lukas. En dan later dan kom 'n Lewiet, ook 'n Jood, né? So die Joodse priester, daar lê 'n Jood, dis sy naaste. Hy sê, okay, en hy gaan aan en dan kom 'n Lewiet, ook 'n Jood en hy kom maar aan en hy check dit uit en hy gaan ook aan. Nou voordat ons hulle veroordeel, dit was nie die veiligste pad gewees nie. Dit was 30 km tussen Jerusalem en Jericho plus minus. Was baie gevaarlik. So die mense van Jesus se tyd sou geweet het dat dit was die hijacking highway. Nee, mense is daar elke dag gehijack, nee? Dit was nie grappies gewees nie. En daar was baie mense al doodgemaak. Van die mense daar ook gesit en gesê, ja, ek was amper gister op pad hiernatoe, amper met my gebeur, hoor. Ek het iets aan 'n bos gehoor. Ek weet nie wat dit was nie. Nee, so hulle het geweet wat aangaan. So hierdie ouens wil nie in die aand op daai pad wees nie. So hulle verstaan wat aangaan. Maar wat Jesus eintlik wil hê, hulle moet weet, is hy wil hê dat hierdie mense moet besef dat hulle is nie besig om hulle naaste lief te hê nie. En eintlik wat hulle dan doen, is hulle is dan besig om nie God lief te hê nie. En dan gaan Jesus aan en hy sê, toe het 'n Samaritaan verbygekom. En toe hy sê Samaritaan, toe's daar 'n paar broers, nê, en hulle tik en hy sê ek wou gesê het. Ek het geweet. Daai Samaritaan, ek het geweet dit was die Samaritane wat hy gepiets het. Want daai goed is sleg. Nee, want hulle het nie van Samaritane gehou, die Jode nie. Die Samaritane het ook nie van Jode gehou nie. So hulle het aangegaan gesê, ek het gedink dit was 'n Samaritaan. Jesus, ek het geweet toe Jesus daai storie begin. Ek het sommer nou weer kwaad. Ek gaan sommer saam, ek bid sommer laat die vuur uit die hemel uitkom en alle Samaritane verteer. En ek vermoed Petrus staan daar agter en hy soos Johannes sit nou comments op hierdie preek. Ons gaan pak slaag kry. Die comments wat nou gaan kom en Johannes is hoe so, hy sê Jesus gaan dit weer doen. Jy weet, daar's altyd iemand wat God verteenwoordig in sy stories en ek vermoed dit gaan die Samaritaan wees. Asseblief Jesus, moenie dit doen nie. Ons gaan soveel oproepe by die kantoor kry maandag. Maar volgende Sondag is daar niemand in die diens nie. En toe hy die man sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy sien die Samaritaan kom en hy sien hierdie man en wat doen hy? Hy kniel by hom, hy maak hom gesond, hy dettel die wonde, hy maak 'n pleistertjie, hy plak 'n pleistertjie, hy tel hom, hy gooi hom oor sy donkie, hy vat hom na die Airbnb toe. Nee, ek maak dit vandag. Okay, so daar was nie Airbnb nie. Asseblief moenie my bel maandag nie. Okay, werk net saam met my. Maar hy omhels, hierdie Samaritaan omhels die ongemak, omhels die ongerief. Hy vat hom Airbnb toe, hy sê daar asseblief, kyk nou hierdie ou, hierso is geld, of hier's my kredietkaart, hierso is dit, nee, as dit ekstra is, asseblief, bul my, maar maak seker hierdie ou gaan okay wees. Sien, wat kom Jesus doen? Jesus kom en hy herdefinieer naaste liefde. Hy herdefinieer naaste liefde. Vir die mense van sy tyd, maar hy herdefinieer naaste liefde vir my en vir jou. Jy sien, want naaste liefde gaan oor grense, naaste liefde gaan oor kulture, gaan oor geloof, gaan oor of wat jy van mense dink en of jy van hulle hou of nie van hulle hou nie. En wat Jesus eintlik doen, is hy kom met 'n perfekte vraagie aan die einde, en hy kom en hy herdefinieer ons konsep van naaste liefde, maar hy kom en hy vra my en jou om ons harte te ondersoek. En vanoggend wil ek hê dat jy jou hart moet ondersoek. Asseblief, ondersoek jou hart, moenie kom en nou ewe skielik begin om te verregverdig nie. Moenie laat die duiwel jou kop wegvat vanaf nie. Kom ons begin ons harte te ondersoek. Met hierdie vraag van ons vooropgestelde idees teenoor wie genade verdien en wie nie, en wie liefde verdien en wie nie. Ons minagting vir mense.
Mense wat nie soos ons lyk, soos ons ryk, soos ons bly, soos ons optree, soos ons aanbid nie. En die probleem is dat 2000 jaar later is die gewig van hierdie vraag, van hierdie irriterende vraag nog steeds op ons. En ek is nie disrespekvol teenoor die vraag wat Jesus vra nie. Ek sê dis irriterend want ek en jy weet wat die antwoord op hierdie vraag is. Ons weet wat die antwoord op hierdie vraag is en hierdie vraag dwing my en jou en roep my en jou om anders te wees. Anders te leef, anders te dink, anders te op te tree. Jesus gaan en hy vra met so glimlag. Ek vermoed dit moes 'n glimlag gewees het. Hy gaan en hy sê, nou watter van hierdie 3 sou jy sê was die naaste vir die man wat deur die rowers aangeval is? Eintlik wat Jesus vra is wie van hierdie 3 het God met hulle hele hart, hulle hele siel en hulle hele verstand lief gehad? Deur 'n vreemdeling liefde asof hulle hy self was. En ewe skielik hoop ek vanoggend vir jou en ek dink vir daai ou ook gaan hy en hy sê ek sien die moeilikheid. Want wat ek nou gaan antwoord, gaan ek voor verantwoordelik gehou word. En die man het geantwoord, die een wat aan hom medelee bewys het. Toe het Jesus gesê, gaan nou en doen jy dieselfde. En vanoggend, dan kom die Here en hy sê vir my en jou, hy sê, gaan nou en doen jy dieselfde. Wil jy die koninkryk van God sien gebeur hier op aarde vandag? Gaan dan en doen jy dieselfde. Wil jy in lyn met God se wil vir jou lewe leef? Gaan dan en doen jy dieselfde. Wil jy purpose hê? Gaan dan en doen jy dieselfde. Wil jy eendag hemel toe gaan? Gaan dan en doen jy dieselfde. Gaan en wees die Samaritaan in hierdie gelykenis. Gaan wees naaste liefde. Vra jouself af wat sou liefde in hierdie situasie gedoen het. Ons het laas week by Johannes 13 vers 34 en 35 stil gestaan. Ek gaan nie daarby stil staan lank nie, maar Johannes 13 34 35. Ek gee julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal daarin sien dat julle my disippels is. Hy kom en hy gee ons hierdie opdrag. En hy kom en hy sê, as jy God liefhet met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met alles wat jy is en het, dan gee ek jou 'n opdrag, wees lief vir mekaar. Sodat jou getuienis teenoor mekaar kan getuig van wie jy in glo. En voordat jy kan kom en jy kan begin om verskonings uit te dink, vir regverdiging uit te dink, voordat jy gaan en sê, maar onthou een ding, dat almal het waarde. En almal is iemand. Dis wat die kruis gedoen het. Johannes 15, haar heel eerste vers, dat hy sy lewe gegee het. Petrus stel dit eintlik so mooi. In 1 Petrus 1 vers 18 en 19, hy sê, julle weet mos dat God betaal het om julle los te koop van die sinlose leefstyl wat julle van julle voorouers oorgeerf het. En die losprys was nie dinge wat vergaan soos goud of silwer nie. Inteendeel, dit was die kosbare bloed van Jesus Christus. Jy sien, wat jy bereid is om vir iets te betaal, dit bepaal die waarde, is dit nie waar nie? En Jesus kom en hy sê, elke liewe mens, want so lief het God die wêreld gehad, die wêreld, almal, daai ou wat jy van hou of nie van hou nie, it doesn't matter. Die ou saam met wie jy saamstem of nie saamstem nie, it doesn't matter. Jesus het gekom en hy het gesê, die hele wêreld, almal, is so belangrik dat ek my bloed giet, dat ek my bloed gegee het, want almal is vir my belangrik. Almal is iemand, almal is belangrik. Daarom is dit dan belangrik dat ek en jy, soos die eerste kerk,
sal gaan en ons hierdie opdrag sal begin uitleef. En ons hierdie vraag sal begin antwoord. Want wat vra liefde van my? Hoe lyk naaste liefde? Ons leef in 'n tyd wat uitdagend is. Tyd wat met tye lekker is, tye nie lekker is nie. Ons leef in 'n tyd waar liefde goedkoop is. Waar die mens se waarde soms die waarde van 'n selfoon of 'n paar skoene is. Ons leef in 'n tyd waar groter liefde nodig is. Ons leef in 'n tyd waar 'n groep mense moet begin om hulle hande op te steek en te sê dat ek is lief vir God met alles wat ek is en het. En ek gaan dit begin uitleef. Ek gaan begin om value te add. Ek gaan begin om sout en lig te wees. En ek gaan die ongemak en ongerief omhels. So my vraag aan jou is, gaan jy saam met ons reis en leer oor hoe groter liefde lyk? Laat ek dit oorsê. Gaan jy saam met ons reis om te leer en te begin leef hoe groter liefde lyk? Want vriende, ek glo met alles binne my dat die moontlikhede is eindeloos. En die wêreld staan nie 'n kans nie. Die wêreld gaan verander. As ek en jy begin om naaste liefde te leef. In ons gesinne, by ons werke, in die straat, by ons skole, waar ook al ons beweeg. So wil jy nie vanoggend saam met my staan nie. En saam met my, die Here vra om ons harte te draai en ons harte te verander, sodat ons met groter liefde in hierdie wêreld kan leef nie. Kom ons staan en dan bid ons saam. Here, vanoggend dan kom ons en ons sê vir U so dankie. Dankie dat U nie van ons goed vra wat U nie klaar gewys het nie. Dankie dat U 'n God is wat eers vir ons gewys het. En Here, dan vra U ons, volg my, doen julle dan ook net so. Here, dis nie maklik nie. Here, ons is so gewoond om 'n maar in te bou. Maar Here, ek vra dat U elke liewe een van ons, dat U ons harte sal verander, Here, dat U sal kom en dat U ons tot bekering sal bring vanoggend. Dat U ons harte sal bekeer, Here, ons harte wat al seer gekry het, ons harte wat al teleurgestel is, ons harte wat al soveel keer oor en oor gebreek is, Here, wil U dit nie kom genees nie, wil U dit nie weer volmaak met U liefde nie. Sodat ons in die wêreld daar buite naaste liefde kan leef. Here, vanoggend kom ons en ons sê dat ons is lief vir U met alles wat ons is en het. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand. Maar ons vra, Here, gee ons die guts, gee ons die krag, dat ons naaste, ons medemens, die wêreld daar buite sal lief hê, asof hulle ons self is. En ons almal sê, amen. Ek wil hê dat jy net daar sal staan. Die van hulle gaan nou 'n sang vir ons sing. En ek wil hê dat jy hierdie sang joune sal maak. Titel van hierdie lied is Send Me. Wil jy nie vanoggend daai opdrag, daai uitnodiging, daai sal antwoord nie? Of weet dat jy doen dit nie alleen nie. Weet dat jy doen dit saam met hom. En hy sal jou die krag gee.
touching the broken, washing filthy feet. Here I am, Lord, send me. If it's loving one another, even when we don't agree. Here I am, Lord, send me. If I'm poor or if I'm wealthy, I will serve you just the same. Here I am, Lord, send me. On the mountain or the valley, I will choose to praise. Here I am, Lord, send me. If I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. If the truth cuts like an arrow, I will say it anyway. Here I am, Lord, send me. If it means that they'll reject me, Lord, I will still obey. Here I am, Lord, send me. If I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. When I'm standing in your glory, I'll be glad I chose to stay. Here I am, Lord, send me. Well done, good and faithful, I live to hear you say. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. Here I am, Lord, send me. If I'm known by how I love, let my life reflect how much I love you. I love you. And before you even ask, oh, my answer will be yes, 'cause I love you. I love you. Kom ons gaan uit. En kom ons gaan wees groter liefde. Koop hierdie tyd uit, die volgende 6 weke. Reis saam met ons, kry vir jou boekie, laai dit PDF af. Raak deel van 'n groep, as jy begin 'n groep. Moenie uitmis op dit wat die Here besig is om te begin. Nee. Hy is die antwoord. Ons is die boodskappers. Cheers.